Do you seriously think God can't use you? Nou kyk, as jy nou daar gelees het, so 'n bietjie met die tyd en so aan, en as jy gesien het, daar is nogal redelike ernstige name daar. Mense wat ernstig feature in die Bybel. Mense wat droog gemaak het, mense wat God nog steeds magtig gebruik het. Mense wat God gebruik het om sy woord vorentoe te vat, sy woord uit te dra en dinge te gaan doen vir hom. Kyk wat hy gebruik het. Kyk hoe hierdie mense die Here geval. Hoe het hulle geval in hulle eie glorie en hulle eie grootheid. Party van hulle was hoogmoedig geweest en hy het geval, maar God het nog steeds gebruik. God is 'n God van tweede kansse. Ek lees vir ons skrifgedeelte vandag, Johannes 21, verse 15 tot 19. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. En Jesus vra weer vir 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangaande deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Nou om mooi te verstaan en om bietjie konteks te gee oor hierdie skrifgedeelte, is dit nodig dat ons net bietjie moet teruggaan in die Bybel en net bietjie konteks kry rondom hierdie skrifgedeelte van vandag. Dit is waar Jesus saam met sy disippels is en waar hy met sy disippels gesels. En hy sê vir sy disippels, luister hierso, die tyd is hierso. Die soldate gaan kom, hulle gaan my gevange neem. Wanneer hulle my gevange geneem, gaan ek na die kruis toe, ek gaan sterwe en daai en as dit gebeur, gaan julle almal my verlaat. Almal van julle sal my nie steek laat, almal van julle sal weghardloop. Toe het Petrus opgespring. Weet nie, elke klap is almos 'n bravade. Iemand wat vol bravade is. Jy weet, Petrus spring op, hy is die leier van die disippels hier, so hy is die hoofdisipel. Hy spring op en hy sê, Here, ek wat Petrus is, sal jou nie verlaat nie. Al die ander, hulle sal weghardloop, maar ek sal by jou bly, maak nie saak wat gebeur nie. Ek is self so verseker daarvan, ek sal saam met jou bly, al beteken dit ek moet saam met jou sterwe, sal ek by jou bly. En dit is wat Petrus opspring, en hy sê dit vir die Here. Opgeteken in Markus 14 verse 26 tot 31, waar ons weet wat gebeur het. Want toe die soldate kom, toe is Petrus voor op die waan, hy pluk 'n swaard uit en hy kap 'n man se oor af, ou Malchus. Malchus is 'n slaaf van die hoëpriester. En Jesus stop hom en hy sê vir hom, luister man, dink jy nie ek kan die leerskare van engele bring om my te red hier uit nie? Tel die oor op, hy maak vir Malchus gesond daarso. Al die disippels hardloop weg. Behalwe Petrus. Petrus is nou so in die agtergrond. Jesus word gevange geneem. Hy word geneem na die kasteel of die tempel van die hoëpriester. En daar by die hoëpriester, toe gebeur dit presies wat Jesus vir hom gesê het, want Jesus het vir hom gesê, voor die haan 2 keer kraai, gaan jy my 3 maal verloon. En dis toe hy gesê het, ek sal nie, ek sal daar wees. Maar God het geweet wat gaan gebeur. En God het vir hom gesê, en Petrus het seker gedink, hy het 'n goeie start gehad, want toe hy al die oormag hier was, en hy pluk 'n swaard uit en hy begin kap en saag. Toe dink hy, man, hy wys nou seker vir die Here, ek sal hier by jou wees, ek sterf saam met jou vandag. Maar die Here stop hom om gewelddadig te wees. Die Here genees, en die Here word gevange geneem. En toe hy gevange geneem word, hardloop die disippels, en Petrus loop in die agtergrond. En hy loop hier na die tempel van die hoëpriester toe. En tydens die verhoor, daardie aand, in die binnehof van die hoëpriester se paleis, het Petrus 3 maal ontken dat hy vir Jesus ken. En die derde keer was dit so intens geweest dat hy gevloek en geskel het
en gesê het, dat hy glad nie enigstens betrokke is, hy weet nie wie hierdie Jesus is nie, hy weet nie wie hierdie Nasarener is nie. So intens is dit, dat hy dit ontken, hy vloek en skel. Hy het nie net 1 keer nie, hy het nie net 2 keer nie, maar 3 keer het hy die Here verloon. Presies in daai tyd wat die Here regtig waar iemand nodig gehad het as 'n mens, om hom te ondersteun, om daar vir hom te wees, en dat hy lojaliteit van iemand nodig gehad het, net om daar te kan wees. Want Jesus was mens ook gewees, hy was volkome mens. En toe hy sy mense die nodigste gehad het, almal hom gelos. Almal het gehardloop. En daar gebeur dit, 3 maal, sê Petrus, ek ken hom nie. En na die 3de maal, toe kraai die haan 2 keer. Ek kan my voorstel hoe Petrus moes gevoel het toe hy die haan hoor kraai het. Ek kan my voorstel wat gebeur het. Hy wat in die teenwoordigheid van die lewende God was. Hy wat gesien het hoe God demone wegjaag, demone bind, hoe hy dooie mense oprig, hoe hy mense gesond maak, die wonders wat hy doen. Hy het dit fisies aanskou. Hy het nie gehoor daarvan en geglo nie, hy het dit gesien. Hy het dit gesien gebeur voor hom en hy verloon nog steeds die Here. Hoe moes hy gevoel het? Hoofdisipel. Soos 'n skurk, soos 'n verloorder, 'n loser, 'n mislukking, 'n useless, 'n rubbish, 'n verraaier. Hy wat veronderstel was om die hoofleier van die apostels te wees. Hy is juist die ene wat die Here in die steek laat. En ek dink dis waarom Petrus as ware van die toneel af verdwyn, want ons sien hom nêrens verder tot heel wat later nie. Ons vind hom nie by die kruisigingstoneel van Jesus Christus nie. Ons vind baie ander mense is daar, maar nie Petrus nie. Petrus is weg. Hy's skaam. Hy's stikkend. Hy's verlore. By die kruisiging, Jesus se ma was daar, haar suster Salome was daar, Maria Magdalena was daar, die disipel vir wie Jesus baie lief was, Johannes, was daar gewees. Die soldate was daar, die Romeine, die Grieke, die Jode was daar. Ander volgelinge van Jesus was daar, reisigers was daar. Maar sy disipels was nie daar gewees nie. Almal van hulle, sy naaste mense, faal hom. Hulle is weg van hom af. Hy is alleen. Petrus is nie daar nie. Petrus, in my opinie, het seker verskriklik skaam gekry. Verskriklik sleg gevoel. Hoe kon hy dit toelaat? Dat dit met hom gebeur, dat hy die Here so vuil, hier op die tyd wat die Here hom werklik die nodigste het. Dit is miskien hoekom Petrus weer sy ou lewe opgeneem het. Teruggeval het na wat hy geken het, teruggeval het na sy ou lewe van visserman. Hy het teruggegaan na die boot toe, hy het teruggegaan en ingeklim en het weer gaan begin visvang. Hy het gedink hy het sy kanse opgemors by die Here, hy het nie meer kanse by die Here nie. Hy het die Here 3 keer verloon. Hoe kan hy 'n disipel van Jesus wees? Hoe kan hy 'n volgeling van Jesus wees as dit sy lewenstyl is? As dit met hom gebeur het, die eerste keer toe sy geloof waarlik waar getoets word, faal hy die Here bitterlik sleg. Daarom klim hy maar weer soos die ou dae in sy bootjie en hy vaar daar uit op die see en hy gaan vang vis. Dis al wat vir hom oorbly. En dit kan hy nie eers regkry nie, want deur die hele nag vang hy en 'n paar van die ander disippels vis en hulle vang niks. Niks. Hoe moet jy dan voel? Want eers dan is dit seker bad. Dan is dit seker soos in vandag se terme soos 'n geblaaste gloeilampie van 'n yskas. Geen nut nie. Jy voel soos 'n zero. Jy beteken absoluut niks vir niemand nie. En dis hoe baie van ons vandag voel. Dis hoe baie van ons deur die lewe gegaan het, want ons het die Here gefaal. Ons het ons geliefdes gefaal, ons het ons vriende gefaal, ons het onsself gefaal. En sulke dinge gebeur met ons. En hier's Petrus, hy soek die hele nag, hy vang niks, hopeloos. Hy het seker gedink, dis seker my verdiende loon, want ek is rubbish, ek is gemors, woe is me. Seker wat deur sy gedagtes by hardloop het. En hier vind ons vir Petrus op moedverloorse vlaktes. Alles verloor. Op een stadium was hy 'n magtige man van God. Wonderwerke gedoen in die naam van die Here. Saam met die Here, saam met die God, die skepper van hemel en aarde beweeg. Saam met hom rondgeloop en wonderwerke gedoen. In die volgende oomblik, niks. Hy het die Here verloon. Hy het weggehardloop. Hy het gesien dat hy 'n failure is. Hy kan nie eens 'n ou visie vang nie. Die hele aand. Miskien het jy ook al so gevoel. Miskien het jy in 2016 so gevoel, jy's 'n mislukking. Jy's 'n rubbish. Jy's 'n niks. Jy's 'n useless.
Miskien is daai ding al met jou ook gebeur. Miskien sit jy vanoggend in hierdie kerk en wonder nog, hoe kan die Here dit met jou uithou? Want jy het hom al soveel keer teleurgestel. Kom ons wees nou maar eerlik. Hoeveel keer per dag stel ons vir God teleur? Want nadat jy iets gedoen het, dan besef jy, man, dit is verkeerd. Want weet jy wat? Die sterkste dit gebeur baie met my. Voordat ek dit nog doen, dan weet ek, dis die verkeerde ding om te doen. Maar dan doen ek dit en ek verloon God elke keer. Elke keer trap ons in dieselfde slaggat. En iewers in ons agterkop sê 'n stemmetjie vir ons, man, jy is te sleg om die genade van God te beleef. Jy is te sleg om 'n kind van God genoem te kan word. Jy kan die Here nie heeltyd teleurstel en dan om verskoning vra en dan net aangaan met jou lewe nie. Miskien moet jy maar jou goed vat, jou tassie pak en jy moet wegbeweeg en jy moet die Here maar los, want jy is gemors. En dit is Satan se stem. Dit is wat Satan wil hê wat ons moet hoor. Hy wil hê ons moet hoor ons is failures. Hy wil hê ons moet verstaan, hy wil hê ons moet dink, God gaan ons los, want ons het God gefaal. So God trek 'n streep deur ons naam en hy gooi ons weg, hy draai sy rug op ons. Maar God is 'n God van tweede kansse. Petrus keer terug na sy ou lewe. Hy dink hy het sy kanse opgebruik. Hy sien, Jesus is nie meer daar vir hom nie, want Jesus is mos nou dood. Hy dink hy stoksiel alleen in hierdie wêreld. En dit is die agtergrond van hierdie gesprek tussen Jesus en Petrus daar op die strand, na ontbyt. Want kyk, ons het nou van vers 15 af gelees, na ontbyt, toe hulle nou hierdie gesprek gehad. Maar wat doen die Here hierso? Die Here gaan soek vir Petrus. En snaaks genoeg, dis die derde verskyning van die Here aan die disippels, né? Die derde verskyning. Gaan soek hy vir Petrus, en hy gaan skry hom daar op die viswaters. En hy sê vir Petrus, eintlik, luister hierso, ek is nie klaar met jou nie. Ek het nie my rug op jou gedraai nie. Jy het nie al jou kanse opgebruik nie, al het jy my gefaal, is ek nog steeds lief vir jou, is ek nog steeds hier vir jou. Hy los nie vir Petrus nie, dat hy in selfverwyd ondergaan nie, want hoeveel keer, kom ons wees nou maar eerlik, hoeveel keer gooi ons 'n pity party vir onsself, wanneer ons gefaal het, en dan dink ons is nie goed genoeg nie, dan dink ons is rubbish, en ons glo dit, want ons spreek dit oor onsself heeltyd. Maar dit is nie hoe God is nie. Hy kom na Petrus, hy gaan terug daar waar Petrus in sy ou lewe is, waar hy weer terug is by die vissersbootjie, en hy gaan na hom toe, en voor die ander disippels, gee hy weer vir Petrus kans om reg te maak met hom, sodat Petrus weer herstel kan word in sy posisie van hoofdisipel. En daarom vra hy vir hom, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ek wil net gou stop daarso, kom ons stop gou die trok. Hier's nou baie interessante ding, ek wil dit gou vir julle verduidelik, want dit is amazing, toe ek hierdie nou navors en ek lees en ek sien, wow, dit is regtig waar, wow. Jesus het vir Petrus 3 keer vir hom gevra, het jy my lief? Hy het hom gevra, het jy my baie lief, het jy my baie lief, het jy my lief? Nou wanneer ons kyk na die Griekse teks, daar's al verskillende woorde wat die woord liefde beskryf, verskillende wortelwoorde, en aan dit word ander dan bygesit, en dan word dit verwerk in verskillende, want die Griekse taal is 'n amazing taal. Kan jy vir ons gou daai ander slide opgooi daarso? Hierso is die 6 wortelwoorde van lief in Grieks. Nou wanneer Jesus, en ek wil hê ons moet na 2 van hulle kyk, ons moet na phileo kyk wat heel bo is, liefde as gevolg van assosiasie, en dan na die heel laaste, 'n agape liefde, 'n goddelike liefde, volmaakte onselfsugtelike liefde. Ons moet na daai 2 kyk. Want wanneer Jesus met Petrus praat, wanneer hy met hom praat, die eerste 2 kere waar hy vir hom vra, het jy my baie lief, het jy my baie lief? Dan vra hy vir hom, het jy my lief, met agape liefde? En elke keer wanneer Petrus hom antwoord Petrus, ek het jou lief met phileo liefde. Want Petrus is gebroken, dis al wat Petrus gehad het om te gee vir die Here. Dit was ontsettend interessant om dit te sien. Maar die 3de keer, toe Jesus met hom praat, en toe Jesus met Petrus praat, en toe praat hy in Petrus se taal, en hy gebruik Petrus se woord. Hy praat oor phileo liefde. Hy gaan na Petrus toe, hy gaan soek vir Petrus, want hy weet, dis al wat hy het, om nog vir hom te gee. Dis al wat hy het, om nog vir die Here te gee. En die Here gaan haal hom daar waar hy is. Daar waar ons is, daar waar ons die Here geval het, dit is waar die Here ons sal gaan haal. Maar baie keer dink ons moet eers verbeter. Ons moet eers regmaak om terug te gaan na die Here toe, laat die Here ons sal aanvaar. God het hom gaan haal daar waar hy was. God sal ons kom haal daar waar ons is.
Moenie dink jy moet eers beter word nie. Moenie dink jy moet eers goed verander en alles nie. Wat nodig is onmiddellik na die Here toe te keer, onmiddellik terug te gaan na God toe. Want God sal ons vat daar waar hy ons kry. En daar waar hy ons kry, sal hy ons vorentoe vat, want hy is te lief vir ons om ons te los daar. Hy sal ons vat en hy sal ons vorentoe vat. En ons sal 'n pad van heiligmaking loop met hom. Ons sal 'n wonderlike tyd hê vir dit wat gaan kom, maar ons gaan 'n moeilike tyd hê op aarde. Want dit is wat dit is. Ons gaan nie 'n tyd hê van maanskyn en rose omdat ons kinders van die Here is nie. Ons gaan 'n harder tyd hê as wat 'n kind van die wêreld het. Want die duiwel sal meer en meer uitgaan om ons te verwoes en te vernietig, want hy weet ons is kinders van God. Hy weet ons dien 'n lewende en waaragtige God, die oorwinnaar. En hy sal alles in sy vermoë doen ons te breek en af te breek en stikkend te maak dat ons rug op God moet keer. En wanneer ons voel ons het gefaal, dan dink ons is nie goed genoeg nie. Miskien al wat ons het, baie van ons wat hier so is vandag, het miskien net 'n verleie liefde vir God. Maar God sê dis genoeg, maar ek gaan jou nie daar los nie. Ek gaan jou vat na agape toe. Volmaakte liefde, goddelike liefde. Amazing love. Die Here werk heeltemal anders as wat ons werk. Mens is 'n anderste ding. Die mens is 'n anderste ding. Sonder God in ons lewe is ons 'n anderste ding. Ek wil vir julle 'n stukkie lees uit Eksodus 34 vers 6. Hoor wat sê die Here hierso. God praat met Moses. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Daarom gee Jesus vir Petrus 'n oomblik om te bely, sy liefde te bely, selfs al is sy liefde gebrekkig teenoor God, sodat Petrus sy kop weer kan optel, weer in sy posisie kan kom as disipel, weer kan begin loop saam met die Here, weer kan sien dat die Here 'n God van die tweede kans is. Ek weet nie waar elkeen van julle in julle geloofslewe is nie. Dalk voel jy vandag soos 'n mislukking, 'n rubbish, 'n useless, 'n niks werd. Dalk voel jy's nie eers werd om die kind van God genoem te word nie. Dan gee ek vandag vir jou uit die woord van God uit wat God vandag vir jou wil gee. Eksodus 34 vers 6. En hoor mooi wat sê God vandag vir elkeen van ons. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. God sal jou nie een kant toe stamp nie. Dit wat jy het om te bied, sal hy aanvaar. Net soos hy Petrus se liefde aanvaar het en saam met hom vorentoe gegaan het. Al is dit nie wat hy van hom gevra die eerste kere nie. Maar hy het gesien, man, die ou breek, hy is hierso, hy wil terugkom. En daar vir die tweede keer, onthou die eerste keer toe hy vir Petrus gaan haal het, toe sê hy vir hom, volg my. En hier is die tweede keer, en hy sê weer vir Petrus aan die einde van vers 19, volg my. En Petrus staan op uit die stof uit. En die volgende keer wanneer ons van Petrus lees, dan lees ons daar op Pinksterdag, staan hierdie man, wat vir God verloon het, wat vir Jesus verloon het, wat gevloek het en gesê het, ek ken hierdie persoon nie, staan hierdie man voor duisende mense, en hy verklaar en hy verkondig die heerlikheid van God, en hy sê vir hulle, dat Jesus die Here is, onverskrokke, magtige man van God. God het hom gaan haal uit die slams uit, en God het hom weer opgerig. Hoeveel keer het ek en jy al die Here gefaal? Hoeveel keer het ons dinge gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Hoeveel keer het ons al gevoel soos 'n mislukking nadat ons die Here gefaal het en dat ons gaan sit en dink het oor wat ons gedoen het? Hoeveel keer wou ons al opgee op ons geloof, wou ons al opgee op mense op ons, wou ons al opgee op ons huwelik of enige iets rondom ons omdat ons voel ons het gefaal? Hoeveel keer? Hoeveel keer wou ons al teruggekeer het na ons ou lewenstyl toe? Wanneer dinge gebeur en die lewe druk raak en dinge gaan swaar, hoeveel keer wou ons al teruggegaan het na daai kant toe wanneer ons voel ons maak nie die cut nie, we don't make the grade. Dan wil ons terughardloop na waar ons was. En wanneer ons in so 'n posisie is, wanneer ons uit daai donkerte is, dan is die roepstem van die drank daarso. Die roepstem van die hoere is daar, die roepstem van wanorde en chaos in ons lewe is daar. En dit roep hard.
En Satan roep hard en hy roep vir ons terug en hy sê die Here is nie lief vir jou nie. Die Here het sy rug op jou gekeer. Kom terug na my toe want ek sal vir jou gee wat jou hart begeer. Daai ou het jou ingedoen. Ek sal jou help dat ons daai ou gaan terugkry. Hierdie ou het dit en dit gedoen. Die persoon het dit en dit gedoen. Kom, ons gaan hom wraak neem. En ons hardloop terug na dit toe, maar in dieselfde tyd wanneer die Satan so roep, wanneer die wêreld so roep, dan praat God se stem in ons hart, in ons gees, en God se stem praat met ons en hy roep ons terug. En as ons ja sê op die Here se roepstem, al is ons ja, 'n huiwerige ja, soos Petrus se ja was, moet ons weet dat ons nie dieselfde sal bly nie. God sal ons oprig, God sal ons vorentoe vat. God sal ons staande kan hou voor duisende mense, dat ons sy naam sal kan verkondig. En ek dink dit is wat die Here vanoggend onder andere wil doen, wanneer ons by die nagmaaltafel by mekaar gaan kom. Hy wil ons verander. Hy wil hê ons moet dink oor wat Jesus gedoen het. Daardeur verander ons. Ons dink weer daaroor en ons word nuut gemaak hier in ons gees. Ons word weer toegerus, wanneer ons daai brood vat, en wanneer ons die kelkie vat, die liggaam van Christus, die bloed van Christus. Die nagmaal is nie vir volmaakte mense nie. Die nagmaal is vir sondaarsmense soos ek en jy, soos elkeen van ons. En dit is vir wie Jesus nooi om saam met hom aan sy tafel te kom aansit. Ons almal wat sy stem vanoggend hoor, ons wat antwoord op die Here se roepstem, ons wat met trane en lament na hom toe kom oor ons failures. Die Here sal ons vat. Die Here sal ons oprig. Hy sal nie sy rug op ons keer nie. Voordat Jan regmaak dat hy die nagmaal sal kom bedien, as daar net so 2 of 3 teksverse wat ek saam met julle wil deel. En dit is my wens vir 2017 vir elkeen van ons. In Deuteronomium 30 verse 19 en 20 uit die Boodskap Bybel uit, lees ek die volgende vir julle. Vandag gee ek vir julle die keuse. Kies tussen lewe en dood. Kies of julle wil hê dat dit voorspoedig met julle moet gaan en of julle wil hê teenspoed moet al agter julle aantrek. God in die hemel en al die mense op die aarde sien wat julle vandag kies. Ag, mag julle tog die lewe kies, dan wag daar 'n wonderlike toekoms vir julle en vir julle kinders en kleinkinders. Kies tog vandag om die Here jou God lief te hê en net vir hom te leef. Kies om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Kies om jou lewe lank gehoorsaam te wees aan alles wat hy vir jou sê om te doen. Maak hom die middelpunt van jou lewe, laat hy die rede wees hoekom jy lewe. Dan sal jy oud word en lank lewe in die land van wat die Here beloof het om vir jou te gee. Hy het lank gelede vir Abraham, Isak en Jakob beloof dat hy die land vir jou sal gee. Dis in die Message Bybel, die Boodskap Bybel. 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en hulle sondes vergewe en hulle land laat herstel. God is 'n God van tweede kanse. Jesaja 1 vers 18. En God praat hierso en God sê, kom tog, laat ons hierdie saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. God is 'n God van tweede kanse. 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. God is 'n God van tweede kanse. Romeine 8, laaste teksgedeelte. Romeine 8 vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogtes of dieptes of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. God is 'n God van tweede kanse. Weet dat jy 'n geliefde van die Here is.
Al voel dit nie so nie. Weet jy is, God is oneindig lief vir elkeen van ons. Soos ons in 2017 ingaan, mag die genade van God, die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, die leiding, die vertroosting, die wysheid van die Gees, saam met elkeen van ons wees, van nou tot in ewigheid. Amen.